Goeiemôre, liewe broer en suster. Ja, ek weet nou nie wat moet die ligte aangaan nie. Ek het nou ook probeer Anne afskakel, maar op een of ander manier het die ligte nou vir ons in die steek gelaat hiervoor. Is daar nie iewers 'n kragding waar ou kyk of hy nie afgeskop het nie, asseblief tog. Dit sal daarom beter wees. Alhoewel, as julle nou nie vir my so goed kan sien nie, is dit eintlik beter, né? Die plooie en die grysheid en al daai goeters, die is dan nou 'n bietjie weg. Maar ja, ek hoop ons kan die inwoners van Kogelpark ook veronder sien, maar dit lyk my die internet is ook af vandag. So my stem hou nog. So kom ons gaan daarmee aan. Baie dankie. Ek wil net hier by die kerkklok, eerste gelei alles, is daar net een tikfoutjie gekom by SB1, moet Etta Eksteen se naam wees in plaas van Hildred Joy de Tooy. Nou julle sal in elk geval nie vir Hildred Joy de Tooy ken nie. Dis Ninnie de Tooy. Ek kan verstaan hoe, ja, ek weet nie of dit die rede is hoekom hulle haar so Ninnie genoem het nie, maar so baie, ja, asseblief maak net daai reg. Ons sal dit volgende keer reg maak. Dit was 'n foutjie en ons is jammer daaroor. Mense wat hier kuier, welkom. Ek het hier alles aangesit. Ek weet nie of daar iets af is of so nie. Nee, ek het hulle nou almal aan afgesit. Ek het toe meer gekry wat brand. Nee, dis die middelste manne wat moeilik is. Ja, LED's en sit wat weer skerper lig, want ek begin al hoe moeiliker in die skemer te sien. Maar goed, dit maak nou nie saak nie. Ons gaan aan. Kom ons
word stil. Ek wil baie graag, dit was nou eintlik die verwelkomingskyfie wat moes wees, ons skriflesing, vir die wat wil dit naslaan so lank, en dan gaan ons net een keer sing, maar ons is bevoorreg dat die kerkkoor vir ons die res van ons sang gaan doen. En ons is baie dankbaar dat julle so in groot getalle hier is, en ek het julle oefening vooraf ook gehoor, baie dankie, julle kom nie 'n uitvoering lewer nie, julle kom maak 'n bydra, en mag julle bydra vandag ook vir ons almal tot stigting wees, in ons saam wees hier, in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons word stil, en dan vra ons die kerkkoor om vir ons die fotum te sing. Broer en suster, ek groet in die naam van ons God, die drie-enige God. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons hemelse Vader, let op die verhouding woord, ons hemelse Vader, van Jesus Christus, ons verlosser, en van God as Heilige Gees, wat ook vandag intiem by ons is, met ons is. Ons het na hom toe gekom, maar hy is by ons en in ons ook selfs. En mag jy ook vandag die werking van God self en die teenwoordigheid van God self iewers in hierdie erediens baie spesiaal belewe. Mag dit vir jou 'n ontmoeting met die Here wees. Amen. Kom ons sing Psalm 66, die baie mooi weergawe van T.T. Kloete, die beruiming daarvan. Juig almal op die aarde, roem hom. Dis 'n ou wysie, in die ou dae baie gesing, maar kom ons, dankie André vir die lig wat jy vir ons ook gemaak het, iewers reg gekry het. Maar kom ons staan en ons sing hierdie
hierdie een vers van twee verse van Psalm 66. Ek het die note ook daar gegee sodat die wat die golfstokkies kan ken maklik kan sing. Kom ons staan en ons loof die Here hiermee. Ons gaan nou, u het nou kans om ook die offers waarvan ons gesing het, om iets van u ook te gee vir die werk, vir die saak van die Here, vir die voortgang in sy koninkryk. Ek gaan daarmee saam vir u iets op die skerm ook gooi. Ek het al van tevore gesê, partykeer as ek sukkel met iets, dan skryf ek dit vir myself neer, en as ek dit soort van half in rymvorm neergeskryf kry, dan voel dit vir my dinge het ek nou hanteer en dit kom by mekaar. So ek gaan so, ja, toe my pa 100 jaar oud sou geword het, toe ons die dag na sy graf toe weer gegaan. En dit het my half onverhoeds gevang. En wat ek nog gedink het, sommer net so goeie besoek sal wees, wat ek vir die kinders ook gaan wys het, my toe nogal. So terwyl ons die dankoffers opneem, dink 'n bietjie oor wat ek geskryf het van my ervaring daar, en kyk of jy ook iets daarvan verstaan. Maar tyd vir ons dankoffers.
Here onse God, U weet dat ons U liefhet. Ons echo Petrus se woorde ook vanuit ons besef van wie ons is. Vanuit ons besef van ons broosheid, maar ook ons gebrokenheid. En as ons vanoggend iets ook kom gee, wil ons onsself daarmee saam, maar net aan U toewy, aan U gee, want ons kan nie sonder U voortgaan nie. Ons besef dit telkens maar net weer, dat ons te alleen sal wees, as ons sonder U is. Ons dank U vanoggend, vir die feit dat ons in 'n verhouding met U kan lewe. Dat ons dit daadwerklik kan agterkom. Ons dank U dat ons U stem kan hoor, deur die Bybel heen. En as ons nou uit Romeine 5 gaan lees, 'n teks wat wêreldwyd ook vandag gelees sal word, wil ons vra dat U ook baie spesifiek, individueel, met elkeen van ons sal praat, sodat ons met U, in ons verhouding met U, U stem kan hoor, vir my. Dis ons versigtiging vanoggend. Maar dis ook ons versigtiging vir meer as net vir myself. Ook vir ons totale gemeente, waar daar op verskillende plekke vandag U woord bedien word. Vir ons dorp, waar daar op verskillende plekke mense nou ook by mekaar is om U te aanbid. Ons bid so ook vir ons land, Here. Gebroke land, broos. Ons vra dat U kinders sal bemagtig om draers van U lig te wees, om 'n verskilmaker te wees waar U ons teenoor 'n naaste bring en waar ons roeping kan uitleef, sodat mense kan sien, God is ons hoop. Ons is ambassadeurs daarvan. Kom U asseblief, Here, en versterk ons ook vandag, om ons roeping hier uit te lewe. Amen. Baie dankie aan die dienswerkers. Die skriflesing sien julle, ons gaan nou lees Romeine 5, die eerste 11 verse. Die opskrif hier by die gedeelte van vandag is die vrug van die vryspraak. Ons het verlede Sondag gepraat juis oor geloof en oor Abraham en nou gaan Paulus verder dan, ons het verlede Sondag gelees uit Romeine 4 uit, en nou gaan Paulus verder en hy sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Nie omdat ons glo nie, maar deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Hy het dit bewerk. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie.
Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Ja, mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is deur die lewe van sy seun, gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons die versoening ontvang het. Tot sover ons skrifgedeelte, ons teksgedeelte ook van vanoggend. 'n Mens praat soms baie maklik oor lyding. Veral oor iemand anders se lyding, in sy swaar kry, jy kan maklik daaroor praat. Die mense in Oekraïne wat telkens maar deur bomme weer getref word in 'n oorlog wat nie as 'n oorlog erken wil word nie, maar tog 'n oorlog is, waar die gewone publiek aangeval word, ook nie net die soldate aangeval word nie. Ag, dis maklik. Of oor die mense wat in Turkye aan die aardbewing blootgestel was en swaar gelei daaronder, of hier selfs mense wat op 'n stadium, as die plakkerskampe die hitte weer daar in die brand raak, omdat hulle so na mekaar is, en die lyding wat daarmee gepaard gaan, ons praat maklik daaroor, totdat ons self lyding eerstehands ervaar. En as ons self lyding ervaar, dan, hoewel die spreekwoord sê die mat word onder jou voete uitgepluk, as ons self lyding ervaar, dan voel dit vir ons die mat word onder ons voete net so geruk, al word dit nie uitgepluk nie. Dit word geruk. Watter mat? Dikwels word daar aan die mat van jou lyf, van jou lewe geruk, deur siekte, deur swakheid, deur wat ook al oor jou kom, skielike, en dan word jy geforseer om te herbeskou waar jy is, wie jy is, wat nou, hoe jy gaan maak, en hoe dit jou verhouding met die Here, jou geloof beïnvloed. Die mat kan gepluk word deur dood of verlies. En dan moet jy ook dit herhanteer. Ons dink oor die dood en ons weet ons sal almal doodgaan, maar as iemand naby jou skielik doodgaan, dan moet jy, dan word daar aan jou mat gepluk. En jy moet keer dat jy nie balans verloor nie, dat jy nie val nie. Jy moet dit herhanteer, soos ek ook met my vers probeer verwoord het. Die onverwagte krisis wat oor jou pad kom, of oor jou kinders se krisis wat oor jou pad kom, is 'n mat wat geruk word. Jy moet, dit forceer nuwe besluite van jou. Dit forceer dat jy dalk op 'n ander manier nou moet optree. Jy moet dit hanteer, al wou jy nie, al het jy gehoop het sal nooit nodig wees nie, nou is dit nodig. En die mat wat gepluk word, is veral jou geloof in God.
En dan veral geloof in die sin van vertroue, jou vertroue op God. Jy word ook geforseer om daaroor te dink, om daaroor te herbesin. Hoe maak ek, waar staan ek as gelowige? Hoe hanteer ek as gelowige as die mat onder my gepluk word? Laat ons maar liewer met groot respek en met groot agting met ander mense se lyding omgaan. Laat ons nie te maklik sê, ek weet hoe jy voel nie. Laat ons veral nie te maklik sê, ag toe maar, dit sal weer beter gaan nie. Laat ons nie te maklik sê, vertrou maar net op God nie. Want dis juist die mat wat gepluk word. Laat ons op een of ander manier dalk maar eerder net probeer nader staan en steun gee. Hoe moet ons maak? Hoe moet ons maak as die mat ook van myself onder my geruk en gepluk word? Want dit sal kom, want lyding is deel van ons almal se lewe. Jy het dit dalk al ervaar en jy sal dit ook vorentoe weer kry. By 'n kosbare oomblik in Josef en Maria se lewe, toe hulle die babietjie Jesus na die tempel toe geneem het om besny te word, so het broer Louis Fourie vir ons met die oggendoordenkings hierdie afgelope week weer herinner, het hulle daar gekom en hulle het vir ou bejaarde Simeon daar gekry en hy het die babietjie Jesus in sy hand geneem en hy het tot God gebid en hy het gepraat en hy het eintlik ook met God se stem gepraat, geprofeteer op 'n manier en hy het gesê, en wat jou betref Maria, 'n swaard sal deur jou siel gaan, iewers vorentoe. En dis nie net woorde nie. Op 'n figuurlike manier het hy probeer iets van die diepte wat nog vir haar voorlê, van 'n lydingspad wat ook vir haar voorlê, het hy iets van die diepte daarvan probeer verwoord. En later gebeur dit amper letterlik voelbaar by die kruis. Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster Maria en die vrou van Klopas en Maria Magdalena daar sien staan. En sy kan nie aan haar seun raak nie. Heel moontlik hang hy daar te hoog op die kruis. Of dalk kon sy net aan sy voete raak, maar sy kan nie vir hom 'n drukkie gee, vir hom vashou nie. En haar seun kan nie sy hand uitreik om haar te troos nie, want dit is vasgespyker. En ek sien iets wat vir my Simeon se beeld van die swaard deur die siel laat verstaan. Iets wat mense deur die jare heen probeer vasvang het, uit groot respek probeer oordra het, ook met kunsvorme. Louis het vir ons ook die gedig gelees van die Stabat Mater, die moeder wat daar staan en ontroostbaar is, met trane. Verskillende mense het met musiek hierdie Stabat Water vasgevang. Met trane in haar oë staan die moeder daar, diep bewoer by haar seun se kruisiging. Pyn haar droewige hart, maar in die swaard van felle smart, sewevoudig bedruk.
Hoe moet ons maak as sulke lyding ons tref? Want tref sal dit jou een of ander tyd op een of ander manier. Ek kan nie nou al vir jou 'n resep gee hoe om dit te hanteer nie. Ek kan nie vir jou 'n metode gee wat jy kan neerskryf 'n paar punte en dan as jy hulle net een na die ander volg, dan sal alles goed en maklik wees nie. Maar ek kan jou troos. Ons verlosser is nie magteloos nie. Vanaf die verlossende posisie aan die kruis, vasgespijker aan die kruis, sorg hy vir sy moeder. Sorg hy deur te praat, deur verhoudings te bou, deur koneksies te maak, deur mense te gebruik, deur mense te roep vir Johannes te sê, daar is jou moeder, vir Maria, daar is jou seun. Sorg hy. Weliswaar met 'n swaard deur haar hart, ja. Maar die swaard maak nie 'n dodelike wond nie. Dit maak vir Maria nie dood nie. Ek kan nie vir jou vanoggend verduidelik hoe dit werk nie. Ek kan net vir jou verduidelik dat dit werk. Almal van julle het seker al so 'n soort getuienis. Dis nie maklik om jou vrou in 'n noodgeval alleen in die hospitaal agter te laat nie. Jy's vertrouend. God is daar, God sal sorg. Ek vertrou op wat voor lê. Maar jy's tog hartseer. Jy's tog hartseer. En die hartseer het my weer met 'n betrekhou kom slaan. Dat my trane ook maar weer vlak gelê het. Soos voorheen ook al gebeur het. Ons is almal so. Ons is almal kwesbare kinders van God. Laat ons nie daarvan wegvlug nie. Maar vandag se leesroosterteks het dan ook vir ons troos. Gaan lees weer Romeine 5 vers 1 tot 11. Die opskrif is nie verniet daar, die vrug van die vryspraak nie. Met ander woorde, die vrug van dit wat aan die kruis gebeur het, wat Jesus in ons plek vir ons gedra het. Daar's 3 punte wat genoem word, wat vir my uitstaan, wat met die eerste oogopslag 'n bietjie problematies geformuleer is. Maar wanneer 'n mens daaroor gaan dink en dit weer herbesin, dan is dit tog reg. Die eerste een is dat ons kan ons verheug in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Let wel, hier staan in die hoop. Met ander woorde, ek verheug my nie net oor die feit dat hoop bestaan nie, maar ek verheug my in die feit dat die hoop 'n spesifieke inhoud het. En die spesifieke inhoud is dat ons deel sal hê aan die vreugde, aan die heerlikheid wat daar in ons verhouding met God, in God vir ons is, en wat hy vir ons mee sorg, waarop ons kan vertrou. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou, dit veral maak nie sin nie. Want swaar kry is nie iets lekkers nie. Dis iets wat, soos ek gesê het, 'n mens dikwels hartseer maak. Daar's 'n stuk tragiek daarin. Maar hier is 'n wand by. En hierdie wand sê vir ons, hoekom ons kan verheug in die swaar kry, want swaar kry is soos 'n oefening.
as jy daar deurgaan, vertrouend op God, dan kweek dit, laat groei dit by jou volharding. Wat is volharding? Dit is nie net blote vasbyt nie. Volharding is om doelbewus vorentoe te gaan, ten spyte van wat met my gebeur, om vir my te sit en daar's 'n stuk motivering in volharding. Ek wil vorentoe gaan, want ek glo, ek verwag dat ek nie alleen is hier nie, en ek ken God, en daarom gaan ek vorentoe. Volharding, dit kweek 'n egtheid van geloof. Verstaan asseblief geloof in die sin van vertroue. Dit kweek 'n egtheid in my vertroue op God. Dit bring, wat is egtheid? Eg is mos iets wat werklik is, wat regtig so is. En dit help my, die swaar kry, help my die egtheid van God ook beleef. En die hoop bestaan nie. Hoekom nie? Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. So God is by ons en in ons, ook by ons hartseer oor die lyding. Ook wanneer ons sukkel om te glo, wanneer ons sukkel om die pad vorentoe te sien, kan ons maar by hom kom huil. Die swaar kry is nie sleg nie. God is so almagtig dat hy die slegte ten goeie kan laat kom. Dis nie bloot sleg nie. Dit is sleg, maar dis nie bloot sleg nie. En die derde ding is dan wat hy hier sê, ons verheug ons ook in God. Deur wie ons nou die versoening ontvang het. Versoening is om by mekaar te kom. En ek sien hoe hy van die kruis af onmagtig om self uit te reik en iets te doen, versoening op 'n baie diep vlak tussen Maria en Johannes bewerk het, sodat hulle saam die pad vorentoe kan loop. Dis die tipe versoening wat deur die verlossing van die kruis ook na ons toe kom, ook vir ons gegee is. Daarom kan ons ook verheug in die feit dat daar versoening tussen ons en God is. Onthou julle by die kruisiging die voorhangsel van die tempel ook middeldeur geskeur, dit was 'n wonder geweest, niemand het dit gedoen nie. Dit het van self geskeur, om daardeur 'n simbool, boodskap vir ons oor te dra, dat daar versoening nou is tussen ons en God. Daar's nie meer 'n skeiding, 'n hindernis nie. Die trane van hartseer kan ook trane met troos word. Jesus het eintlik nog 'n wonder aan die kruis verrig, wat nou nie so genoem word nie, maar dit lyk vir my dit was 'n wonder. Hoewel hy vasgespijker was en niks kon doen nie. En self ook heel moontlik trane in sy oë gehad het as gevolg van die pyn en lyding, maar ook as gevolg van sy meelewing met sy moeder, die mense om die kruis daar. Jesus het 'n trane wonder met die kruis vermag. Soos Maria as voorbeeld vir ons daar demonstreer. Huil maar as dit moet, maar die trane wat jy stort, kan ook trane van troos word. Nie omdat jy dit self reg kry nie. Nie omdat 'n ander vir jou kom sê, toe maar nie. Nie selfs omdat 'n ander vir jou 'n drukkie kom gee nie. Maar omdat God self kom, Jesus die wonder veroorsaak, die wonder bewerk, dat in trane ook daar troos kan wees. So almagtig is hy. En dan is die drukkie wat iemand vir jou gee, of die hand op die skouer, of die daad van liefde wat iemand aan jou bewys in die naam van die Here, is dan 'n wonderwerk. Want jy weet, ek kon dit nie self reg kry nie. Iets het verander, en dis God. Huil maar ook jy, as dit moet. Maar huil met die wete, ons het 'n trooster. Ons het 'n trooster.
Jesus het die wonder bewerk, en hy is self as Gees van Christus, as Heilige Gees, wat ook trooster genoem is, by ons elke oomblik. Hy is ons trooster. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons nooit, ons wat u kinders is, nooit alleen in hierdie lewe is nie. Selfs al voel dit vir ons so. Selfs al wonder ons daaroor. Selfs al is ons baie keer verleë en sukkel ons om te glo. Sukkel ons om u te vertrou, omdat die lyding en die swaar kry en die teleurstelling en alles wat daarmee saamgaan, die pyn veral dikwels net te oorweldigend is. Maar dankie dat u dan ook hierdie wonder wat u die eerste keer aan die kruis vir Maria en Johannes verrig het, dat u daardie wonder ook vir ons verrig. Dat ons trane ook trane van troos word. Omdat u. Dankie daarvoor. Amen. Die koor sing nou vir ons antwoordlied wat ons andersins sou gesing het, so leef jou in wat hulle mee voorgaan asseblief. Kom ons beaam dit deur ons geloof te bely.
Ek nooi jou om te staan en hardop saam met my die volgende te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met jou. Amen. Wil julle nie net gou asseblief weer sit nie? Is Johan de Klerk hierso? OK, hy was onder by die onderste diens en hy is nou nog nie daar klaar nie. Hulle het hom daar ook. Ons wil net graag afskeid neem van hom. Ons wil vir hom baie dankie sê dat hy vir ons afgelope 10 jaar hier koster was en ons is dankbaar vir die diens wat hy gelewer het. Ek sal nou maar nie die geskenk vir myself vat nie, ek sal dit nou agterna vir hom gaan oorhandig, maar ons waardeer dit en baie dankie ook in sy afwesigheid dan vir alles wat hy vir ons gedoen het. Mag dit goed gaan met julle in die week wat voorlê. Die Here seën julle. Dankie.